Vriende, hartlik welkom vanoggend by ons erediens. Dit is 24 Mei. Mag die Here ook vanoggend op 'n wonderlike manier baie naby aan jou wees en mag jy ook regtig ervaar dat God teenwoordig is. Ek groet u vanoggend, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Kinders, skuif nader. Ons gaan vanoggend sommer dadelik met julle begin. Dit is kindertyd. Ons gaan weer luister na Super Sokkie en sy avonture en vanoggend se storie se naam is Super Sokkie, die wasgoeddraad en die wind. Maandag is wasdag. Super Sokkie spring nie die wasmasjien vry nie. Sy wollyfie is heerlik skoongemaak en ruik heerlik vars van die styfsoft. Hy word netjies met pennetjies aan die wasgoeddraad vasgeknyp. Hy kry nie seer nie, daarvoor is sy wolvel net te dik. Sopnat hang hy tussen hemel en aarde. Die wyntjie begin opsteek en om homself so bietjie te vermaak, sing hy al te lekker. Dis julle waar die wind, dis julle waar die wind, dis julle waar die wind laat waai. Sy sokkiestem is bietjie wollerig en nog effens nat van die water, maar hy is darm op en dood. Net toe kry hy 'n kuiergas of 'n ongenooide gas. Wie dink julle is dit, kinders? Ja, julle is reg. Dit is Ginger. Hy loop op die muur net agter die wasgoeddraad en frons dat sy katplooie lyk soos 3 gedroogde rosientjies op sy driehoekige neus. Ginger hou nie van die klank wat uit Super Sokkie se mond kom nie en gluur hom kwaai aan. Super Sokkie sien vir Ginger en sing al hoe sagter. Hy is bang en hy wil nie graag tussen Ginger se tande beland nie. Dis julle waar die wind, dis julle waar die wind. Sy stemmetjie raak nou sommer flou. Soveel so dat hy ophou sing, omdat hy baie bang is vir die gemmergedierte. Ginger lyk baie tevrede met homself en kry 'n effense grynslag op sy gesig. Net toe gebeur daar 'n vreemde ding. Die wind begin sterker waai. Ginger se hare waai heen en weer soos die lang gras langs die groot pad. Super Sokkie is nou al droog gewaai van die wind. En toe kom die wind in Super Sokkie se lyf ingewaai. Eers sy linkerbeen en toe in sy regterbeen. Ewe skielik is die 2 bene van Super Sokkie nie meer plat nie, maar stewig opgepof. Dit lyk nou so sterk en vol krag. Sy bene lyk soos Dwayne Vermeulen se bobene. Ginger skrik so groot dat hy skoon van die muur afval. Kadoef! Dit is asof die wind vir Super Sokkie nuwe asem gee. Nou dat Ginger op die grond lê en dit die prentjie is, begin Super Sokkie dapper hard uit sy Super Sokkie borskas sing. Wind, wind, gee my krag vir elke liewe nuwe dag. So het Ginger ster tussen die bene weggeloop en weggehardloop en Super Sokkie het hom daardie dag glad nie weer gesien nie. Kinders, die wind wat Super Sokkie nuwe asem gegee het en dapper gemaak het my laat dink aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees word ook wind genoem. Pinkstertyd gaan oor die Heilige Gees, wat die disippels so dapper gemaak het, dat hulle nie bang was om vir alle mense, ook hulle vyande, van Jesus te vertel nie. Julle moet elke dag bid, dat die Heilige Gees julle dapper sal maak, en vir julle opgewonde sal maak, om vir iemand vandag van Jesus te vertel. Vriende, dit is 2020 Pinkster. Wie sou kon dink dat ons Pinkster so gaan vier? Dat ons selfone sou uithaal, dat ons daarop sal luister, ja, dat ons op die televisieskerm sou kyk na hierdie reeks. Ons kan sê dis 'n nuwe soortige Pinkster, 'n digitale Pinkster. 'n kollega vriend van my van 'n ander dorp
vertel in die week vir my, hoe mis hy die kerk? Hoe moeilik dit vir hom is om nie kerk te hou soos wat ons dit in die verlede gehou het nie. Ja, tye het verander, dinge het heeltemal radikaal verander. En ons glo dat ons binnekort weer by mekaar sal kan wees. Vriende, ek wil sommer met die deur in die huis val vanoggend en vir jou vra, wat het alles met jou in Grendeltyd gebeur? As jy vanoggend 'n emosie sou neerskryf, waar bevind jy jouself? Dalk is jy onseker, dalk is jy baie bekommerd, dalk is jy moeg, dalk wonder jy wat die toekoms vir jou gaan inhou. Daar het baie met ons in hierdie Grendeltyd gebeur. Maar die belangrikste vraag, dink ek, is, wat het jy in hierdie Grendeltyd van God ontdek? As jy vanoggend in een sinnetjie moet neerskrywe, wat is dit wat jy weer nuut dalk van God ontdek het? Ek dink ons almal het op verskillende maniere ook in hierdie tyd ontdek wie God is. En daarom wil ek hê dat jy net sommer vir 'n oomblik daar waar jy is, sal stil sit. En as jy 'n kers het, dat jy die kers sal aansteek, dat dit sal brand. As jy nie 'n kers het, nie sommer net op die skerm sal kyk, daar sal 'n kersie wees. En terwyl die kers brand, wil ek jou bemoedig vanoggend. En wil ek vanoggend vir jou sê dat die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, nog steeds dieselfde God is wat ons aanbid. Al het dinge rondom ons verander, het God nie verander nie. En daarom wil ek hê dat, terwyl jy daar sit met jou oë toe, dat jy ook hierdie woorde sal herhaal. As jy die woorde wil sien op die skerm, dit sal op die skerm wees, en ek wil hê dat jy dit sommer agter my aan sal sê. Here, U hou U veilige hande onder my. Here, U hou U veilige hande bo my, langs my, om my. U vou my veilig in U hande. U bewaar my. U leef in my. Amen. Ons het voorgestel dat julle die gedeeltes by die huis lees. Ons gedeelte vanoggend is Handelinge 2 vers 1 tot 22, net kortliks waaroor die gedeelte gaan. Dit is Pinksterdag, die rukwind waar die disippels wat by mekaar is in 'n vertrek toegesluit en hulle wag op die belofte, die Heilige Gees, en dan die rukwind wat buite is, die tonge vuur wat op die disippels kom, en ons sien hoe hierdie disippels dan aangemoedig word en dat hulle opgewonde gemaak word om ook die evangelie van Jesus te versprei. In verskillende tale begin hulle praat. Al die mense wat in Jerusalem op daai stadium is, word bedien deur hierdie woorde en hierdie taal wat hulle kry, om ook met hulle oor die wonderlike liefde en die verlossingswerk van Jesus Christus te vertel en te gesels. En dan sien ons ook Petrus wat opstaan, Petrus die een wat Jesus verloon het, wat opstaan op hierdie dag, en dat hy aan die preek raak, en dat hy vertel van Jesus, en ons sien dat daar tot 3000 mense tot bekering gekom het. Nou Noordmans, die teoloog, skryf die volgende, hy sê, sedert Pinkster sweef die Gees van God, soos in Genesis weer op die water, maar nie nou om visse en voëls tot lewe te roep nie, maar om die harte van mense, in die harte van mense geloof, hoop en liefde te wek. As ons die Heilige Gees nie ontvang nie, sê Noordmans, is ons inderdaad sonder hoop en ook sonder God. Ja, die Heilige Gees is verborge, soos wat jy die wind hoor, en die eerste disippels ook die wind gehoor, en die 4 tonge gesien, wat op hulle gekom het. Maar wie, vra Noordmans,
kan die beweging van die Gees onderskei? Wie sal daarop reageer? En dan gaan hy verder en dan sê hy, ten spyte van die verborgde manier waarop die Gees werk, kom die Gees na mense soos ons, kom werk die Gees in ons harte, in ons lewens. Vriende, Pinkstertyd val hierdie jaar in Grendeltyd, soos baie van die kerklike jaar se seisoene. Ons sit ook stewig agter deure. Miskien sit ons ook en wag dat Grendeltyd net moet verbygaan, dat dit net iets van die verlede sal wees. Maar is dit nie dalk moontlik? Is dit nie net moontlik dat die Heilige Gees, die Gees van God, ons weer nuut wil ontmoet nie? Kan ons nie in hierdie tyd, in hierdie Grendeltyd, weer opnuut vir die Here vra om ons deur sy Gees te ontmoet nie? Gees van God ontmoet ons, ook in hierdie Grendeltyd. Hy ontmoet ons op verskillende maniere. Onverwags, wanneer jy die minste verwag, meestal onverdiend en baie maal onweerstaanbare, is hy besig om dinge in ons lewens te skuif. Ja, die Gees van God bring herstel en bring nuwe lewe. Pinkster gaan oor herstel en gaan oor 'n nuwe begin saam met God. Herstel en nuwe lewe. Ja, die Gees beweeg ons in 'n nuwe dimensie in 'n nuwe situasie of tyd in. En daarom skryf die teoloog Briegeman en sê, die Gees bring nuwe lewe in die kerk, nuwe lewe vir individue binne in die kerk. En hierdie nuwe lewe word aan ons almal gegee wat die Gees van God ontvang. In Handelinge sien ons dat die nuwe lewe begin met woorde. Mense, gewone mense praat anders. Ons sien dat Petrus, die verloonaar van die verlede, anders praat. Hy preek, hy staan op en hy vertel, begeester van Jesus, die een wat lewe kom gee. Die Gees roep mense op en hy inspireer hulle. Die Gees van God maak mense se tonge los om anders te praat. Vriende, ek het met baie mense gepraat in hierdie tyd van inperking. En aan die begin het ek die gevoel gekry dat daar meer hoop is by mense. Miskien omdat mense gedink het, ja, dalk gaan die Grendeltyd baie vinnig verby. Maar soos wat die tyd verloop het ek ander woorde gehoor, woorde van bekommernisse, ja, legitieme bekommernis. Besighede wat besig is om te vou, bekommernis oor kinders, oor hulle skole, ja, oor die ouer mense en hoe dit met hulle gaan. Vriende, daar is baie stemme daar buite. Die stemme van sosiale media, waarvoor ons baie versigtig moet wees wat ons lees en wat ons na luister. Maar hoe onderskei ons? Vriende, dit hang af na wie jy luister. En dan hoor ek die woorde in Deuteronomium 6, luister Israel, ek is die enigste Here. En dit is wat met Petrus gebeur. Hy is deur hierdie God geïnspireer deur die Heilige Gees. Ja, Petrus se situasie en omstandighede het nie skielik verander nie. Hulle het in uiterse onsekere tye gelewe, selfs is hulle gedreig met die dood. Sy omstandighede was haglik, maar sy taal verander. Hy kry 'n nuwe taal. Hy praat die taal van lewe. Hy praat oor Jesus, die een wat hoop bring en die een wat lewe gee. En vriende, ons moet na Jesus luister. Ons moet na God luister. Dan verander hy ons denke en ons taal en ons woorde. Hy gee vir ons nuwe woorde. Nie goedkoop sê goedjies wat ons sommer net by mekaar sit nie, maar hoopvolle boodskappe van lewe. Ja, gewone mense ontdek dat ons die woorde kry om te kan vertel
van dit wat met ons gebeur het, en met wie ons in hierdie tyd te doen gekry het, wie ons in hierdie tyd ontmoet het. Vertel van 'n wonderlike God, van 'n wonderlike Jesus, wat deur sy lyding en sy opstanding vir ons nuwe lewe gebring het, dat hy die dood oorwin het, en vir ons hoop kom gee het. Daarom is daar hoop. Daar is hoop in Christus. En hierdie woorde wat ons monde verlaat, wat die ore van ander bereik is lewendgewende klanke. By Pinkster raak die woorde van gewone disippels, die woorde van nuwe lewe. Die Gees laat mense nuut praat. En dan die vraag vir oggend, verwag ons nog iets nuuts kan gebeur? Verwag ons veral in hierdie tyd en die tyd hierna, tyd wat voorlê, dat daar iets nuuts kan gebeur? Vriende, COVID-19 het ons tot stilstand gebring, agter hekke en toe deure. Kerkwees is drasties verander soos ons gesê het. Ons het baie vrae, hoe gaan ons eredienste in die toekoms lyk? Ons Bybelskole, ons kategese, hoe gaan hierdie COVID-19 virus, hoe gaan dit ook ons finansiële posisie, hoe gaan dit ook raak? Vriende, ons sal die digitale platforms en die digitale wêreld wat daar is, sal ons moet inspann en dit sal meer na vore moet kom. Ons sal hierdie evangelie net verder en verder moet versprei. Iemand het gesê, ons moet digitale sendelinge word, ons moet digitale getuies word, wat die wonderlike nuus van Jesus Christus versprei. Ja, die kerk is beïnvloed, maar so Stefan Joubert sê, die koninkryk van God brei nog steeds uit. Die interessante is, navorsing wys dat 1 uit elke 4 Britte, 1 uit elke 4 behoort aan 'n digitale kerk. Nie dalk die kerk soos wat ons dit ken nie, maar die kerk op 'n ander manier. En dit sê nog steeds dat die evangelie van Jesus Christus versprei met 'n spoed wat ons nie kan dink of kan glo nie. Vriende, ons moet saam dink oor die toekoms. Saam luister na wat die Gees van die Here vir elkeen van ons sê. En dit is wat ons hierdie Pinkster gaan doen. Ons gaan weer nuut luister. Ons gaan nuut luister na dit wat die Gees van God vir ons sê. Ons gaan saam luister en ons gaan weer nuwe woorde kry. Ons gaan weer 'n nuwe taal ontwikkel. Die Gees gaan ook hierdie woorde wat ons ontdek ook vertaal en dit ook wonderlik neersit. So wonderlik neersit as wat ons ooit kon dink of kon glo of kon droom. Ons gaan getuig en ons gaan vertel van 'n God wat nog steeds vir ons lief is, ons nog steeds vashou in sy wonderlike hande en arms. Ek sluit af. Jalbert Thieleke, teoloog, skryf en hy gebruik die beeld van 'n kathedraal. Van buite lyk die glasvensters van die kathedraal maar grys en leweloos. En hy sê, as jy instap in die kathedraal, dan lyk dit heel anders. Jy sien die sonlig daardeur skyn en die kleure kom tot lewe en so verkry die gebrandskilderde vensters krag om ons met 'n kleurryke ligglans te oorrompel. Hy sê die Heilige Gees is die een wat ons by wyse van Spreuke in die kathedraal inlei. Dit lei ons uit die koue en die gryse leweloosheid na die wêreld van God se lig en nuutheid. Die Gees herstel ons, verander ons woorde, laat ons nuut praat. Woorde gevul met lewe. Die Gees wat dit verder neem as die grense wat ons baie keer maar trek. So is die nuwe kerk wees. Mense wat gebruik word om saam te reis en mekaar te help om van donker leweloosheid te skuif na lig en vreugde. Hy beweeg ons van veilige kampeerders wat dalk gemaklik geword het, wat ons tentpenne baie diep ingekap het,
na ontdekkingsreisigers, wat ons teen penne moet uittrek, en saam moet reis die toekoms in. Ja, ons gaan die week saam reis in Pinkster. Ons gaan luister en kyk hoe die Gees beweeg, en ook in elkeen van ons werk. Ons gaan hierdie week, gaan ons luister en kyk na die eerste gemeente in Handelinge. Ons gaan kyk hoe hierdie merkers vir ons gaan help, wat hierdie gemeente, wat die Gees tot stand gebring het, vir ons ook elkeen gaan help, om weer nie te dink oor kerkwees. Mag die Here vir jou en vir my nuwe woorde gee. Mag die Gees van God ons beweeg, om soos Petrus op te staan, en met vrymoedigheid en opgewondenheid, oor hierdie wonderlike Jesus te praat en te preek. Mag ons vir mense vertel, van die Jesus wat gesterf het, maar wat opgestaan het, die een wat aan die regterhand van God die Vader sit, die een wat weerkom, om ons eendag te kom haal. Mag hierdie Jesus ons so inspireer, dat ons al die platforms tot ons beskikking sal gebruik, om digitale sendelinge en getuies van God te raak. Mag ons dit inspan en vir mense opgewonde maak oor hierdie God, wat vir ons lief het, wat sy lewe vir ons pryse gee. Mag die Gees ons opgewonde maak om op te staan, en mense te vertel van die wonderlike Jesus. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Ek lees vir julle vanoggend 'n lied wat ek geskryf het. Die lied se naam is Onvergelykbaar is U. U is onvergelykbaar. U liefde is onweerstaanbaar. Genade onbeskryflik is U. U is 'n veilige vesting, 'n rots op wie ons vertrou met ons lewens. By U vind ons rus. Ons kan by U skuil, ons Heer. Herstel ons sodat ons U naam kan eer. Ons loof en prys U groote naam. Ons roep en eer U groote naam. Onvergelykbaar is U. U is die koning-regeerder wat heers oor alles wat bestaan. In U werke sien ons U mag. U is die wonderversorger wat U ontferm oor al ons geringes, net mense uit stof. Ons loof en prys U groote naam. Ons roep en eer U groote naam. Onvergelykbaar is U.